Amen. Amen. Ons groet u in die wonderlike naam van Koning Jezus uit Dunamis bediening, Parel. En dis die bediening wat aan die berand is, vir die koning van die konings. Hulle harte loop oor, hulle is fonteine van lewende waters, die water vloei uit hulle uit, amen, en gee lewe waar hulle kom, waar hulle gaan, amen. Amen en amen. Ek wil vandag met jou praat oor 'n onderwerp, hoe sien jy? Hoe kyk jy? Hoe sien jy? Jy sien, wanneer jy kyk en wat jy sien, gaan sekere dinge bepaal. Want die oë is die vensters van die siel. So wat in die siel ingaan, deur die vensters, dit wat jy kyk, gaan iets veroorsaak in jou siel en in die sielsrealm, gaan dit iets veroorsaak. Jy sien verskillende gewaarwordinge. Twee mense kan na dieselfde ding kyk en al twee het verskillende opinies of verskillende gedagtes waarvolgens jy kyk. Party mense wanneer hulle kyk is daar vrees in hulle lewe. Hulle kyk na hulle bankstate en dan vrees hulle. Hulle kyk na hulle hierdie ATM-kaartjies. As jy hom indruk, dan sê hy no funds. En as hy sê no funds, dan vrees jy. Daar is soveel dinge wat vrees opwek, maar dit alles gebeur dis hoe jy kyk, hoe jy sien. Hoe kyk jy na 'n saak? En dit bepaal jou spraak. Dit bepaal, gaan ek vrees of gaan ek nie vrees nie. En ek kan wel sê net wat u wil, dit is hoe jou lewe is. En totdat jy nie leer om reg te kyk nie, reg te sien nie, kan dit wat jy sien, kan vir jou negatief wees. En kan jou hele lewe negatief bepaal. So, blydskap. Jy sien, hoe kyk jy na 'n saak? Ek moes my weerhou om toe die rekenaar, dat is nie soos by die rekenaar nie. Dis die ou wat die rekenaar moes werk. En dis nou ek gewees en ek het nie baie kennis van die rekenaar nie, maar omdat hy nie wou werk, dus ek kon sing, die koortjies wat ek vir ons voorberei het nie, was daar emosie in aantog gewees. Maar toe moes ek 'n besluit maak. Jy weet jy, gaan ek toelaat dat 'n rekenaar, of die man wat die rekenaar nie kan werk nie, gaan hy toelaat dat 'n diens negatief is. Maar alles bepaal, kind van die Here, hoe sien jy? Wat kyk jy? Jy sien, baie mense kyk, dan sien hulle nederlaag. Hulle sien nie oorwinning nie. En deesdae kontak baie mense vir my, omdat ons op kruis kyk uitsaai, Sondag en dan Maandag die eerste ding, kontak hulle my vir gebed. En dan verduidelik hulle vir my waarvoor ek moet bid. Nou, probeer ek die prentjie sien. Maar ek laat my nie lei deur dit wat hulle sê nie. Maar jy sien, wat hulle sê, lees ek op my selfoon. So dan kyk ek met hierdie paar oë, dan kyk ek, dan sien ek wat hulle vir my sê. En dan tik ek terug. In die naam van Jesus is jy genees. Vader, ek dank U deur U seun Jesus se wonde. En as ek die persoon se naam het, dan tik ek die naam in. En die terugvoering wat ons kry. Sien, kind van die Here,
Dit is so belangrik dat u vandag moet luister. Want dit kan jou lewe verander. Iemand sê vir my nou die dag, dit gaan so, sê ek, ja, jene shame, hè. So, jy gaan so dag hê, so lewe hê. Jy het dit gesê, moet nie vir my kwaad word nie. Maar hoe jy kyk, wat jy sien, jou omstandighede, gaan bepaal. Sekere dinge bepaal. Gaan daar vrede wees? Gaan daar kalmte wees? Want hoekom is mense onrustig? Dis wat hulle sien. Dis wat hulle sien, jy kan maar terugwerk, alles wat wat jou lewe bepaal, dit is wat jy sien. Blinde mense sien met die gehoor. Maar wat sien jy en jy sien, dan neem jy waar. En as jy waarneem, dis waar lewe en dood begin. Nou kom ons lees vandag so 'n bietjie, ek het dit al baie by ons in die gemeente gesê, 2 Konings, hoofstuk 6. Ek wil vir ons net so 'n Bybelse voorbeeld voorhou. Is jy gereed? OK, kom ons lees. Ek kan sien julle is reg. 2 Konings, as julle bly, 2 Konings hoofstuk 6. Ons lees vanaf vers 11. Toe word die hart van die koning van Aram hieroor onrustig en hy roep sy dienaars en sê vir hulle: Kan julle my te kenne gee wie van ons mense vir die koning van Israel is? In ander woorde, wie skinder? Wie vertel stories? Wie verklik ons? Hoe soos ons jong mense sê, man, ek gaan jou brand. En daarby het ons bedoel, ek gaan jou verklaag en jou verklik. Dis wat die koning van Aram vir hulle vra, vir sy mense vra, vir sy dienaars vra. En een van sy dienaars antwoord: Nee, my heer, die koning van... Maar Elisa, die profeet wat in Israel is, kan die koning van Israel die woorde te kenne gee wat u in u slaap spreek. Kan ek dit weer lees? Een van sy dienaars antwoord: Nee, my heer, die koning, maar Elisa, die profeet wat in Israel is, kan die koning van Israel die woorde te kenne gee wat u in u slaap spreek. Jy sien, waarna verwys u die dienaars? Hulle sê Elisa weet alles. Hy kan die koning van Israel alles te kenne gee. Jy weet nou, daar is 'n distansie tussen hierdie twee volke. OK. En hy sê, gaan kyk waar hy is, dat ek hom kan laat vang. En daar is aan hom te kenne gegee en gesê, hy is daar in Dothan. So het hy dan daar in perde en strydwaans en 'n swaard leer gestuur en hulle het in die nag gekom en die stad omsingel. Wie is hulle? Dis daai wapenderaars van die koning van Aram. Toe die dienaar van die man van God vroeg opstaan en uitgaan, was daar 'n leer met perde en strydwaans rondom die stad. En sy dienaar sê vir hom: Ag my heer, hoe sal ons maak? Kyk vir my. Hierdie dienaar, dis die dienaar van Elisa, die profeet. Hy het lekker geslaap. Okay? Julle weet ons van lekker slaap. En nou die volgende oggend staan hy op. Was sy gesig. En ewe skielik sien hy.
Kan julle hoor wat ek vir jou sê? Jy het lekker geslaap en jy staan op en jy kyk na jou selfoon en jy sien 'n boodskap, jy kyk en ewe skielik skop die emosies in. Die gedagtewêreld skop in en vrees pak jou beet. Vrees pak jou beet. Hierdie dienaar, toe hy kyk, sien hy en hy neem waar, strydwaans, paarderyters, kruigers, en wat sê hy vir Elisa? My Heer, wat sal ons maak? Nou, kind van God, hoor volgend die woord van God. U en ek, luisteraar op YouTube, dit wat jy sien, hoe jy kyk, gaan bepaal jou spraak. Dit gaan jou emosies bepaal. En hierdie diensknegt, wat sê hy? Vrees pak hom beet. Hy sien 'n weermag. Hy sien al hoe word hy en Elisa. Jy sien, want kyk ons as mense. Voordat nog iets gebeur, kan ons al die storie vertel. Want ons glo dit wat ons sien. Dis wat met ons gaan gebeur. Hallo? En dan begin jy te praat. Die diensknegt sê, o, my Heer, wat nou? Wat nou? Kyk na die weermag van die koning van Aram. En die gewone mense, die Christene vandag sê, o, wie my? En hulle kyk na die aanslag van die vyand wat na hulle kant toe kom. En hulle kyk, en wat maak hulle? Vrees pak hulle beet. Die ou is nog nie eens dood nie, dan begrawe hulle hom al. Hulle kyk wat 'n tipe koekies en tarte en wat gaan op die begrafnis wat moet voorgesit word. Wat 'n tipe blomme op die kus, wat 'n lied moet gesing word. Ek kry baie sulke gevalle. Die persoon word siek, dan kom die naast staan, sal jy die diens hou? Ek sê, liewe Hemelhou, jy is nog nie dood nie, sal hom nie begrawe nie. Hulle gaan my toesluit as ek hom begrawe. Kan hom nie begrawe nie, hy lewe. Maar wat sien jy wanneer omstandighede, wanneer daar iets gebeur, hoe kyk jy, wat sien jy? Dit wat jy sien gaan bepaal. Jy kan maak wat jy wil, jy kan wees wat jy wil, en jy kan doen net wat jy wil, jy kan sê wat jy wil, maar dit wat jy sien gaan bepaal. Gaan bepaal wat in jou binneste aangaan, wat kom uit jou mond uit. Nou sê hy so, toe die dienaar van die man van God vroeg opstaan en uitgaan, was daar 'n leer met perde en strydwaans rondom die stad, en sy dienaar sê vir hom, ag my Heer, hoe sal ons maak? Vers 16, maar hy antwoord, vrees nie, want die wat by ons is meer as die wat by hulle is. Nou, kind van God, geliefde luisteraar op YouTube, maak jou geesore oop vandag. Kry daai harde hart van jou, kry hom sag. Hier sê die profeet vir sy diensknegt, vrees nie. Moenie bekommerd wees nie. Jy sien, want dit wat jy sien, gaan bepaal. Gaan jou, in hierdie geval, vrees het hom beetgepak, en wat praat hy, wat sê hy? Hy sê, my Heer, wat sal ons maak? Hoeveel vrouens sê vir hulle manne, wanneer daar finansiële krisis is,
Of daar's krisisse met die kinders. En daar's 'n krisis. Dan sê hulle, my man, wat gaan ons maak? Of die man sê, my vrou, wat gaan ons maak? Want dit wat hulle sien, het vrees opgewek. As jy hulle kyk, is hulle emosies 'n warboel, want daai warboel kom uit hulle mond uit, vloei oor hulle lippe. En dan sê hulle, wat gaan ons maak? Want hier is 'n tipiese voorbeeld, die diensknegt kyk, en hy sien, hy neem waar. En dit wat hy gesien het, met die natuurlike oog, het bepaal sy spraak. En ek wil vandag vir u sê, geliefdes in die Here, doenemisbediening en luisteraars, u moet luister vandag. U en ek kan sê wat ons wil, maar jou spraak verraai jou. Vers 16, maar hy antwoord, vrees nie, want die wat by ons is. Wat sê hy vir hom? Die profeet sê vir hom, vrees nie, want die wat by ons is meer as hulle. Nou kind van God, as jy net hierdie waarheid wat ek vir jou vanoggend wil bring, as jy dit kan vasgryp, sal jou lewe radikaal verander. Want wat sê die woord van die Here vir ons? Groter is hy wat in ons is, as hy wat in die wêreld is. So dan moet ons kyk in die wêreld, want ons is nog in hierdie wêreld, ons is nie van hierdie wêreld nie, maar die meeste kinders van die Here tog dit nie, hulle het nog nie die openbaring nie. Wat gebeur, kind van God? Ons kyk en ons sien die dinge van die wêreld. Ons kyk met die oog van hierdie dienaar, kyk ons in vrees, pak ons beet. Maar nou kom die profeet en sê van, moenie vrees nie. Wat sê God, Heilige Gees, jou profeet, wat in jou is, wat sê hy vir jou? Hy wat in jou is groter as hy wat in die wêreld is. Hoe kyk jy? Hoe kyk jy na omstandighede? Hoe kyk jy as situasies gebeur in jou lewe? Hoe kyk jy, kind van God? Want hoe jy kyk gaan bepaal. Jou spraak, hoe jy kyk bepaal jou spraak. As hy vir hom, vers 17, en Elisa het gebid en gesê, Here, open tog sy oë. Here, open tog sy oë, dat hy kan sien. En die Here het die oë van sy dienaar geopen, dat hy kon sien. En met eens was die berg vol perde en waals van vuur rondom Elisa. Kind van God. Daar's 'n man met die naam Nuwe Testament, Efesiërs hoofstuk 1. Vanaf vers 15, 16, 17, 18, 19, jy mag gaan lees, julle ken dit. Kom Paulus en hy sê vir hulle, sê ek hoor van julle wedergeboorte, ek hoor dat julle die Gees is onderpad, ek hoor van julle liefde. Hy sê, maar nou, jy sien kind van God, totdat ek en jy nie die stem van die Gees van God in ons kan leer ken nie, sal jy altyd met vrees praat. Dit wat jy sien, gaan jou bang maak.
Vrees pak jou beet en dan praat jy nonsens en dan eet jy die nonsens en die nonsens wat jy gepraat het, kom en word deel van jou lewe. Maar Paulus sê vir hulle in vers 17, as jy mag die God, die Vader van die heerlikheid, aan julle sy gees gee van openbaring en wysheid. Die kerk van God het wysheid nodig. Dank die Heilige Gees. Hy sê sodat hy die Vader in jou kan gee, die gees van wysheid en openbaring, dat jy hom kan ken. Wie kan ken? Om wat in jou is. Vers 18 sê hy, verlig die oë van julle verstand. So met ander woorde, die veil, die bedekking is weggeneem. En jy kan maar gerus 2 Korintiërs hoofstuk 3 en 4 gaan bestudeer. Totdat jy nie kan kyk nie, totdat jy nie kan sien nie, wil ek jou vandag sê, gaan jou kyk, nou, ek gaan vir jou die moeilikheid bring, hoe jy sien. Jy sien, wanneer jy begin besef, wie vir jou is, dan vrees jy nie goedes wat na jou kant toe kom nie. Dit wat na jou kant toe kom is onvermydelik. Dit moet kom. Ons wil dit nie hê nie, maar dit moet kom. Want wanneer dit kom, moet jou God groter word wat in jou is, as dit wat jy sien. En totdat die bedekking nie weggeneem is nie, kind van God, sal jy godsdienstige lewe, maar die krag van die evangelie is nie jou deel nie. Jy word 'n kersmens, maar dit wat die woord van die Here sê, belewe ons nie. Jy sien, in jou situasie by die werk, moet gekenmerk word. Die mense moet sê, sondaars moet sê, waarlik God is met jou. Maar as daar tyd is wat die kerk moet kyk en sien, dat hulle God goed is, dat hy wat in hulle is, groter is as hy is wat in die wêreld is dit nou. Nie gister nie, is dit vandag, dis nou. Laat die bedekking weggeneem word. Dat die openbaring kan kom. Want jy kan maak wat jy wil. Versoekinge, beproewinge is jou deel. Jy kan maak net wat jy wil. Dit moet daar wees. Jakobus sê, ag dit louter vreugde in Jakobus 1. Maar wanneer daai versoeking kom, word jou God groter. Jy verstaan daai ding wat na jou kom as 'n Mickey Mouse. God wat in jou is groter as daai probleem. Wanneer armoede kom, wanneer dit jou bankbalans 0 wys of minus wys, en jy kan nie staan op die woord van God wat sê, hy sal elke behoefte van my voorsien nie. So vrees jou beetpak. En dan vat jy Pep Store se quick loan. 10,000. Kom kind van God, dis waarheid wat ek vandag met jou praat. As daar tyd is wat die kerk, die liggaam van die Here Jesus Christus, aan die geestesreale moet begin kyk en reg kyk. En verstaan dit wat ons kyk, soos daai diensknegt gekyk het, vrees pak hom beet, maar die profeet wat sy God ken, hy sê, maar kan jy nie sien nie, die Here open sy oë, en ek bid God vandag dat hy my en jou en ons almal se oë oopmaak, dat ons kan sien, hy wat in ons is, hy wat vir ons is groter en meer as hy wat in die wêreld is. Maar hoe kyk jy?
nog met 'n bedekte gesig, kyk jy met 'n leuen, met 'n masker, ja, 'n COVID-masker. Hoe kyk ons kind van die Here? Jy sien, totdat jy nie kan kyk en sien jou liggaam as 'n tempel van God se Gees nie, gaan jy jou tempel gebruik vir hoerery. En ek praat nie net van seksuele hoerery nie. Ek praat van hoerery met die wêreld, met Satan. Met die werk, dis wat ek ook van praat. Maar tot jy nie kan sien, hy wat in jou is, jy's geskape na sy beeld, na sy gelykenis, hy's in jou, gaan jy sukkel. Totdat jy nie verstaan wat hy sê, maar ek is tot alles in staat deur Christus wat my die krag gee nie, Filippense nie. Totdat jy dit nie kan sien nie, kind van God sal jy altyd nederlaag ly. Jy's bestem vir nederlaag, as jy nie God se woord vat nie. Want jy kom uit 'n koninkryk van nederlaag uit. En dis wat belangrik is, wat jy vandag moet hoor. Ek is tot alles in staat, die Christus wat my die krag gee. Jy sien, wanneer ek daardie openbaring kry, ek is tot alles in staat, dan vervul daardie gesegde wat ons sê, ook maar mens, ook maar kens. Dan val het weg. Dan val hy leen weg. En jy roep uit, God, vat die bedekking weg. Here, by U skuil ek. Here, U is my skuilplek. Here, ek skuil by U. Here, U wat in my is groter as daardie draks wat na my kant toe kom. Here, daar U wat in my is groter as elke demoniese aktiwiteit. Maar hoe kyk jy? Wat sien jy? Kind van die Here, ek wil jou vandag bemoedig. As daar tyd is wat ons God moet... Ek verstaan hoekom Paulus vir die Efesiërs bid, Here, Vader van die heerlikheid, God van die heerlikheid, gee hulle die gees van wysheid en openbaring. Vers 18, verlig die oë van die verstand, dat jy kan kyk, dat jy kan sien. Totdat jy Efesiërs 1 vers 3 nie jou deel maak nie. Geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat ons geseën het met alle geestelike seëning in Christus Jesus soos in die hemel. Hoe kyk jy? Wat sien ons? Hoe lank gaan ons nog net denominasie wees? Hoe lank gaan ons nog net kerk wees in plek van liggaam van Jesus, die ekklesia wees? Hoe lank nog? Ek sal vir jou sê hoe lank. Solank die bedekking daar is, sal jy dit wees, sal ek dit wees, sal ons dit wees. Maar ek dank God vir sy gees van openbaring, wat ons bring by daardie openbaring. Ek dank God. Jy kan na hele hoofstuk 2 van Konings hoofstuk 6 kan jy gaan lees. Maar geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus. En hy sê wat in die hemel is. Maar waar is jy, broer, suster? Jy sit vanoggend hier in 276 Hoofstraat, Parel, Dunamis Bediening, Monte Rosa gebou. Jy sit hier. Hallo, dis waar jy sit. Is reg nie, ons kyk ons vir mekaar. Nee. Maar dis wat sê die Bybel? Wat sê hy vir ons in Kolossense?
Gaan lees Kolossense 2. Hy sê ons sit saam met Jesus Christus in hemelse plekke. As jy saam met hom opgewek is, bedink die dinge daar in die hemel. Nee, die Here is ver. Hy is daar in die hemel, maar ek is ook in die hemel. Ek sit saam met hom in die hemelse plek, ek regeer saam met hom. Van die troon, van oorwinning, van genade af. Maar, kind van God, in die uur, in die minuut, sekonde wat ons lewe hier op aarde, is ek nie daar nie, maar ek is ook hier. Hy is in my, hy is daar, maar hy is hier. En hy wat in my is, het die duiwel oorwin. Toe hy uitroep aan die kruis, dit is volbring. Kind van God, het hy die mag wat Satan oor jou gehad het, die dood en armoede en siekte, het hy dit gebreek. Dis hoekom kon jy kan sê toe, wow, genees is my rug. Ons kyk na sekere dinge en dan sê jy, dis meer ernstiger as die. En dan begin ons te praat. Maar ek wil vir jou sê, in Christus, hy en my, is daar nie 'n klein, groot nie, hy is die oorwinning. Hy het oor alles, het hy oorwin. En dis hoekom hy jou meer as 'n oorwinnaar gemaak het. Romeine 8:37. You are more than a conqueror. Jy is nie net 'n oorwinnaar nie, jy is meer as 'n oorwinnaar. Kom ons blaai net so 'n bietjie gou daar na 2 Korintiërs toe. Kom, ek dink ek moet dit vir jou lees. Amen. Ons gaan nou 'n koek eet, ouens. So, ja, dis right. Halleluja, halleluja, halleluja. Halleluja. So nou, wanneer verjaar jy weer verslag? Eers in Julie. Ai, ons gaan sommer nou in Julie maak. Ons sal nie jare byt, ons sal nie die. Jy weet mos. Halleluja. Okay, kom ons lees gou eers 1 Korintiërs 2. 1 Korintiërs 2 vers 14. Hoor nou wat sê hy hierso. 1 Korintiërs 2 vers 14. Maar die natuurlike mens neem die dinge van die gees van God nie aan nie, want dit is vir hom dwaasheid. Hy kan dit nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel word. 1 Korintiërs 2 vers 14. Jy sien, kind van die Here, totdat die bedekking nie weggeneem is nie, bly ons 'n natuurlike mens. Maar wanneer die bedekking weggeneem word, kind van God, kan jy en ek woorde spreek wat hier opgeteken is. En die woord sal vir jou werk. Die woord sal vir jou werk. Kom ons gaan na 2 Korintiërs toe, 2 Korintiërs 3 toe. Vers 14. Maar hulle sinne is verhard. Tot vandag toe bly by die lesing van die Ou Testament dieselfde bedekking sonder dat dit opgelig word, die bedekking wat in Christus vernietig is. By baie mense bly die bedekking, hulle is kerksmense. Luister mooi, hulle is kerksmense, hulle sit die kerke vol, maar die bedekking bly. En dis nie lelik, dis hartseer, dis nie veroordelend nie, dis hartseer, want Christus het 'n prys betaal, en hy het 'n prys betaal, en hy wil hê, die verligting moet by almal wees, maar dit is nie by almal nie, want hulle sinne, hulle harte is verhard. As vir baie mense wat ek sê ek vir hulle, wat wil jy moet ek vir jou sê, want jy luister nie vir my nie. Lewe dan maar jou so lewe, maar moet my nie intrek by jou so lewe nie. Die bedekking
hoe sien jy hierdie diensknegt van Elisa? Hy het met die natuurlike oog gekyk en totdat die profeet vir hom gebid het dat God sy gees se oë oopmaak. Toe kon hy eers daar die berge sien. Toe kon hy sien wie vir hulle is. En totdat jy nie kan sien wie vir jou is nie, gaan jy altyd vrees vir hulle wat teen jou is. Kan maak wat jy wil. Jou mond gaan jou verraai, jou handel gaan jou verraai. Kom ons lees nog so, is nog so teks of ja, kom ons lees nog so teksversie. Waar is ons nou? Vers 16. Maar wanneer hulle tot die Here bekeer is, word die bedekking weggeneem. Vers 17. Die Here is die Gees, en waar die Gees van die Here is, daar is vryheid. Waar die Gees van die Here is, daar is vryheid. Nou kan ek jou vandag vra. Ek vra jy met trane in my dark brown eyes. As jy tot wedergeboorte gekom het, waar is die Gees? Want jy kan nie tot wedergeboorte kom sonder die Heilige Gees nie. Nou is hy in jou. Nou sê iemand, nou vir my man, moet maar gaan seker vir bevryding. Toe sê ek, ag shame. As jy tot wedergeboorte gekom het jy die Gees van waarheid in jou. Jou hart is verhard, jy wil nie waarheid hê nie. Jy wil nie waarheid hê nie. Jy wil nie waarheid hê nie. Jy weerstaan waarheid, jou hart is kliphard, jy verhard dit. Sodat die waarheid jou nie kan vrymaak nie. Gaan na wie jy wil. Maar tot het waarheid jy nie vrygemaak het, jy sal jy altyd in die leuen bly. En party mense, die woord van die Here sê, hulle die duisternis liewer gehad as wat hulle lig gehad het. Hulle die leuen liewer as wat hulle die waarheid het. Die bedekking moet weggeneem word. Die bedekking moet weggeneem word. Sodat jy en ek kan die Gees in ons. As hy wat in ons openbaar, hy wil hê, ek en jy, wanneer assosiasies kom, jy kan maak wat jy wil, dit gaan kom. Ek profeteer dit in die woord sê so. Dan sê hy, ag, dit louter vreugde. Ag, Here, kyk wat nou alweer gebeur. Hier breek jou motorkar alweer. Ag, Here, daar breek die stoof, ons kan nie vir die pastoor ijskastertjie maak nie. Of wat noem jy goed is, daai ene. Ag, Here, dit het nou alweer gebeur. Ag, Here, hier kom die baljoe alweer aan. Hey, luister mooi, jy het nodig dat die bedekking weggeneem word, dat jy kan sien, ou. Dat jy kan sien, hy wat in jou is groter as hy wat in die wêreld is. Jy is so gesond soos 'n vis in die water, man. As jy nie keer nie, het jy 6 kinders. En ek is ernstig, is die lig, ek sê, as jy nie keer nie. Wat wil ek vir jou sê, kind van God? Hoor die woord van die Here, die bedekking moet weggeneem word, en hy kan net weggeneem word deur waarheid en God se Gees. God se Gees, die Gees van die waarheid, dat jy kan begin te sien. Oh man, kom ons lees nog so 1 of 2, ek is amper klaar. Die Here help ons. 4 van, kom ons lees van die vers 2 Korintiërs 4, ek het gesien om by jou sê, maar ek lees sommer gou vir julle. Maar as ons die evangelie, maar as ons evangelie dan nog bedek is dit bedek in die wat verlore gaan. Naamlik die ongelowiges in wie die God van hierdie wêreld die sinne verblind het, sodat die verligting van die evangelie van die heerlikheid van Christus, wat die beeld van God is, op hulle nie so skyn nie. Ek wil vir jou vandag sê, luister mooi,
Ek was vir meer as 30 jaar in die kerk, lidmaat. Ons het in die kerk groot geword. Dis regtig so. Toe ek laaitie was, toe moes ek kinderkraans toe gaan, ek moes kinderbediening toe gaan, ek moes sondagskool toe gaan, ek moes bid hier toe gaan, ek moes kerk toe gaan, oggend en die aand. Ouens, en daar is nie 'n motorkar nie, ons het geloop, ouens. Alleen daar die apartheid jare, en daar's daar whiteys gewees, hoe moet hulle dit net so swaar gekry. En ons loop, suster, maar ons moes gaan, vir 30 jaar, op 'n ouderdom van 17, toe kies hulle vir die diaken. En die kerkraad sê ja, en die naam word voorgelees aan die gemeente, en die gemeente sê ja, want waar meet hulle my kerk bywoning? Maar die beeld van Christus in my was afwesig gewees. Maar, jy sien, hulle was verblind, hulle kon my nie sien nie. En dis die probleem vandag. Jy sien, kind van die Here, die heerlikheid, die beeld van God moet in my en jou lewe tevoorskyn kom. Wanneer assosiasies kom, wanneer ons kyk, wanneer ons vrees, dan kom die beeld van God na voorskyn en sê, wow, jou probleem is 'n bietjie my probleem. Vir jou lyk dit 'n berg, vir my is dit niks nie. Spreek net my woorde, ek wat in jou is. Kyk nou my woord, ek het klaar jou situasie aangespreek in my woord. Dis hoekom ek en jy die woord moet ken. Amen. Kom ons gaan nog een versie lees. Kan ek nog een versie lees? Want, okay, goed, nee, dit is so raai daar. Kom ons lees nog goed nog. Ek is amper klaar, maar ek moet net hierdie goedjies deur kry na jou toe. Kom ons lees Filippense. Kom nou, Filippense 4. Jy kan gerus 'n bietjie Filippense ook 'n bietjie verslag weer 'n bietjie nader trek, né? Okay, hy vers 7 sê hy, en die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus. Met ander woorde, hoe kyk jy sal dit bewaar, né? Verder broeders, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat regverdig is, alles wat rein is, alles wat lieflik is, alles wat loflik is, wat te deeg en wat te lof daarin ook mag wees, bedink dit. Jy gaan bedink dit wat jy sien, man. Jy gaan bedink dit wat jy sien. As 'n gees van wellus jou bykry, dan gaan jy dit bedink. As 'n gees van hebsug jou bykry, wat gaan jy bedink? Hebsug. Okay? Jy kan maar maak wat jy wil. Wat oorheers jou denke? Dit wat jy sien. En as jy die teenoorgestelde nie sien nie, as jy nie die waarheid kan sien nie, gaan jy die leuen glo. Ag, pastoor, wat 'n mens is sonder sonde. Jy ons kom met daai. Dis omdat ons nie kan sien nie. Ons kan nie sien nie. Nog net so, hulle sien amper klaar, hoor. Vers 13. Kom lees vers 13. Ek is tot alles in staat deur Christus wat my die krag gee. Tot wat? Tot wat, gemeente? Alles. Tot alles. Nou, hoekom wil jy daai ding wat jy sien, wat jy verkeerd kyk, hoekom oordonder dit jou? Hoekom oorweldig dit jou? Pastoor, jy weet jy, ek het nou alles oorwin, behalwe die Gansens. Pastoor, ek het nou alles oorwin, behalwe die pornografie. Pastoor, nou alles oorwin, behalwe die woede. Pastoor, weet jy, ek het nou alles oorwin, behalwe ek is... Julle weet wat ek wil praat. Nee! Hoe kyk jy? Hoe sien jy? Jy sien kind van die Here. Totdat ek en jy nie kan kyk en sien nie, gaan ons altyd daai godsdienstige gees akkommodeer. En ons gaan deur die godsdienstige geeste gaan ons wil bedien. En ek wil jou vandag sê, in die naam van Jesus van Nazareth, jy kan maak wat jy wil. Jy kan ouens se oor streel, nee, maar jy maak nie verandering in hulle lewe nie. Paulus sê die koninkryk van God is krag en nie woorde nie.
Maar hoe sien jy? Kom stap saam met my, kom ons gaan na 'n bietjie dorp toe. Kom ons gaan so 'n bietjie na verskillende plekke toe, dan gaan ek jou sien. Dan gaan ek vir jou wys, hoe sien jy? Hoe kyk jy? Net om die evangelie te verkondig. As ek lelik, nee, ek is nie lelik nie, ek is God se mooiste seun. Maar ek wil jou vandag sê, een van sy mooiste seuns. Okay, maar ek wil jou vandag sê, kind van die Here, luister mooi. Jy is tot alles in staat. Jy is groter as hy wat in jou is, as hy wat in die wêreld is. God se woord sê dit, geen perversie nie dit nie. God se woord sê dit vir jou, nee. God sê hy is jou wysheid. God sê hy is jou geregtigheid. Hy is jou heiligmaking. Hy is jou oorwinning. Hy is jou alles en jou alles. Hy is jou bron, Listine. Hy is jou bron. When you honor God with your tithing, the heaven will become open and it will coming rain. Dit gaan 'n reënige dag vir jou word. Dit word oorvloed. Hoekom sukkel ouens met om God te vereer met hulle tiendes? Why? Want hulle uitgawes is groter as hulle God. Hallo, dis waar. Satan sal altyd kom met 'n leuen. Hy sal altyd ding vir jou laat jy moet kyk. Gaan dit nie maak nie. Ek gaan dit nie maak, ek het dit gemaak. Ek het dit gemaak. Ek het dit gemaak. Okay, nog een laaste teksvers. Nog net enetjie. Ja. Is dit reg? Is jy reg vir hom? Okay, hoe kyk jy? Filippense 4:19. En my God sal in elke behoefte van julle vervul. Listine, in elke behoefte, sodat jy meer as genoeg kan hê. Kyk gou vir jou pastoortjie, sodat jy jou pastoortjie ook kan bless met daai meer as genoeg. Sê pastoor, maar jy het so baie. Weet jy kom met ek so baie? Ek het hom in my, hy is die God van meer as genoeg. Hoe kan ek dit weer lees? En my God sal, ek wil hê jy moet hoor, en my God sal in elke behoefte van julle vervul, elke behoefte, not greed. Nie hebsig nie, in elke behoefte. Na sy rykdom in heerlikheid deur Christus Jesus. Kan ek julle iets vandag vertel? Kan ek? Ek gaan julle later vertel, ek wil dit nie op die televisie vertel nie. Skus ouens. Maar hierdie is 'n huissaak. Is 'n huissaak. Ek kan sien YouTube saakie is 'n huissaak. Amen. Prys die Here, kinders van die Here, ek wil jou bemoedig vandag. Hy wat in jou is groter as hy in die wêreld. En dis op elke gebied in jou lewe. Op elke gebied. Toe hy in die kruis uitgeroep is volbring, toe betaal hy vir jou sonde. Toe betaal hy vir jou siekte. Betaal vir jou, hy vat die armoede weg. Okay? En hy in John 10:10 skop in. Hy is meer as genoeg. Maar hoe kyk ek en jy? Kan ons volgende op ons voete staan? Kan ons net ons hande so op ons oë sit, sê Here, open my geestesoë. Here, vat die bedekking weg volgende. Wil jy nie net so 'n bietjie bid tot die Here en sê, my God, ek het die woord gehoor. Maar Here, die belangrikste, Here, is om te kan sien dat U in my is, dat U by my is. Here, want U sê, Jesus, U het gesê in Johannes 14 vers 17, en die gees van die waarheid wat die wêreld nie kan ontvang nie, want hulle ken hom nie en hulle sien hom nie.
Here, maar U het 'n belofte gegee en sê, ja, maar hy gaan in, julle ken hom, want hy gaan in en by julle wees. Here, ek bid volgens vir reg, kyk, sien, Here, ons wil sien, Here, U Gees van waarheid is by en in ons. Here, U woord sal nie ledig na U toe terugkeer nie, maar Here, U woord sal doen waartoe U dit gestuur het, my koning en my God. So bid ek vandag, Vader, vir dunamis bediening. Ek bid vir ons YouTube luisteraars. Vader, ek bid vandag, my God, dat hierdie woord, Vader, kragtig, Here, daai kettinge laat afval. Here, daai bedekkinge laat afval. Here, laat ons kan sien, o God, U wat in ons is, sal in elke behoefte van ons onderneem na die rykdom van U heerlikheid in Jesus Christus. Amen. Amen. God bless you. Amen. U kan nie